Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend 13 februari 2025 en die van julle wat bygelowig is, dis vrijdag die 13e. Maar soos altyd groet ek julle hier van die walle van die Groot Rivier af. En vanoggend wil ek oor 'n ding praat en dit is die Epstein Files wat nou wêreldwyd opslaa maak. Maar dit is baie interessant dat terwyl die Epstein Files nou groot golwe veroorsaak deur die wêreld, is dieselfde tyd waar Amerika waarskynlik besig is om 'n tweede vliegdekskip vloot na die Midde-Ooste te stuur. Maar vanoggend fokus ons op Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein en Ghislaine is natuurlik beide van Joodse afkoms, Ghislaine Maxwell, en is erken as Mossad agente. En almal het al gehoor van die Epstein eilande, waarheen hulle dan jong meisies en selfs seuns heen geneem het, en waar daar absoluut booshede uitgevoer is. Maar dit strek veel wyer. Nou wat al die layers, die files en die video's amper beskikbaar gemaak is, sien 'n mens skokkende video's van hoe kinders gemartel word, hoe hulle bloed getap word vir hierdie adrenokroom, wat die sogenaamde global elites drink. En ek het baie lank gewonder hieroor hoe waar is dit wat ons nou sien wat gebeur. Maar meer en meer kom dinge nou na vorentoe. En dit wil vir my lyk of die hele Epstein eiland se poging was om wêreldwyd globaliste, regerings en so meer presidente, eerste ministers in te trek om oor hulle 'n houvas te kry. As ons dan gaan kyk na globalisme, dan is dit baie duidelik dat globalisme, dat hierdie Epstein eiland deel van die globalistiese plan vir hierdie wêreldoorheersing is, waar hulle uiteindelik hierdie uitverkorenes sal uitreis as die gode van ouds, terwyl die res van die mense moet verbaster in die wêreld tot 'n laagvlak mens, laag IQ, wat sal opkyk na hierdie redders van die mensdom. Nou daar's baie rigtings waarna 'n mens kan gaan met hierdie gesprek. Maar is my een ding baie duidelik, en dit is dat die demokratiese regering van Biden het absoluut en Obama 100% gespeel in die hande van die globaliste. En Amerika was waarskynlik geoormerk om die wêreld se polisieeringsmag te word. En Donald Trump het hierdie aksies deur mekaar kom krap. Maar hierdie goed gaan so diep af, die tentakels van evil, die tentakels van boosheid, reg oor Brittanje, reg oor Europa, Amerika, en ons sien dat selfs Nathi Mtetwa, wat nou oorlede is, hy was ook op Epstein se eiland. Nou ons weet dat die Suid-Afrikaanse regering is deel van hierdie een wêreldorde se planne. Ons het al gehoor hoe Cyril van Ramaphosa gepraat het van die 15 minute stede, waar jy nie buite die grense van die 15 minute stede uit kan beweeg nie. Die smart city, soos hulle van praat, het hy gesê gaan gebou word al in 2020, en ons weet hulle kan niks bou nie. So Suid-Afrika is waarskynlik baie veilig waar dit oor die beheer gaan oor teenoor wat dit sal wees in Europa en Amerika, omdat hier so 'n klomp, ek dink 60, 65 miljoen
absolute onwetteloses is wat nie gaan luister vir enige voorskrifte van gedwonge inentings en so meer nie. Maar die wêreld is deur mekaar en sentraal nou staan Epstein in die prentjie. Maar nou, dis 'n wêreldwye ding. En in 'n sekere sin is Suid-Afrika se regering daarin vasgevang, is die Kaapstad oriëntasie, daardie gedeelte van die bevolking, die DA en selfs van die Cape Exit groepe, dan moet 'n ou besef dat ons self baie diep binne in hierdie prentjie. En dan kan 'n ou nie anders as om te luister na wat sê Alexander Dugin nie. Nou ja, Alexander Dugin se Epstein sê die Epstein files het die deksel afgelig en dat die Weste is 'n sataniese elitist kabal regering en wat nou besig is om te kollaps as gevolg van die feit dat die Epstein files hulle ontbloot in die oë van die gewone mens. The West is the toxic core from which the rest of the world must escape and a new non-Western order must be built. Dan gaan ek net Alexander Dugin sê, The West is collapsing right before our eyes. All the conspiracy theories have not merely been confirmed, they have far surpassed every previous version imaginable. The West has revealed itself as a demonic system of civilization, at the very center of which stands satanic, cannibalistic sects that devour children, traffic women, orchestrate provocations around the world, manipulate financial markets and political processes, and perform black masses. In other words, only a tiny handful of Western politicians remain untouched by the Epstein network. So what are ordinary people in the West supposed to do now? Previously, if they didn't like the Democrats, they'd vote for the Republicans. If the Republicans disappointed them, they'd switch to the Democrats. But now, who are they even supposed to vote for? And what are we to do now when humanity has adopted so many Western practices in education, when we've come to believe in their culture, when we remake their films, when we still rely on their financial instruments? The situation for the world, for history, for humanity itself is truly extraordinary. We are essentially living in a global state of emergency, an Ernstfall. No one any longer has guaranteed sovereignty. Law, rights, agreements, everything has been voided. And with elites tied to Epstein's island, that should come as no surprise. For them, there are no red lines at all. You see, this pedophilic satanic elite can simply decide that Putin is evil, or that the Iranians are evil, or that Xi Jinping is evil, and then launch a nuclear war that destroys humanity. By the way, Epstein himself funded the construction of bunkers for that very elite. If tensions continue to rise and the collapse truly accelerates, if social processes start slipping out of these elites' control, because people are now waking up to the fact that they are governed by pedophiles and Satanists in every party and every regime, with only rare exceptions. Russia and China have long spoken of the need for a multipolar world. We were ostracized and condemned for it, but now it is clear we were right. The West is the toxic core from which the rest of the world must escape, and a new, non-Western order must be built. In this historic moment, Russia and China have a unique opportunity to become the true beneficiaries of the total collapse of the entire Western system. En dit is baie belangrik wat Alexander Dugin daar sê, ten opsigte van die kollaps van die westerse wêreld, want dit begin met waardes, die kultuur, die verbastering wat plaasvind, wat afgedwing word op die mense. Dan kan ons net gou vinnig na hierdie enetjie ook kyk, waar Peter Sutherland, known as the father of globalism, was an abominable man. Below is a quote from Sutherland, who worked for the United Nations in the London School of Economics, a Fabian Marxist front, which also runs the Labour Party. We must use migration to turn the English people into a minority in England. This will allow us to undermine the identity of the native English and import a new majority that will end the very idea of England. This is critical for globalism
to take hold of England. And he didn't care that his ambitions would also destroy his own country of Ireland and the rest of Europe. Dan 'n volgende een wat ek opsit. Russia's Kirill Dmitriev says US President Trump has been fighting the satanic wing of the liberal West. Dit alles is ineengekook in 'n massa. Ek het 'n video gesien dat ek nie kon vind nou nie, wat gaan daaroor dat selfs die monargie in Brittanje tot 'n val kan kom, dat wêreldleiers tot 'n val sal kom in die proses van dit wat die gewone mense gaan sien wat uit die Epstein Files na vore kom. Ek wonder hoe diep strek dit in Suid-Afrika. Ons praat oor die ANC wat die land totaal en al wanbestuur in die grond en bestuur. En dan die vraag, hoe groot hand het hierdie globalistiese wêreldorde in Suid-Afrika se gebeure en dit wat hier plaasvind? Want dit lyk vir my of die kwessie dat as jy 'n wit Brit is, of jy's 'n wit Amerikaner of 'n wit Fransman, jy nie eintlik meer op hierdie aarde moet wees nie en dat jy vervang moet word deur 'n bastard nasie. Dis 'n groot gevaar vir my en vir jou wat glo dat ons behoudenheid, ons taal, ons kultuur, ons godsdiens, ons manier van doen en lewe vir ons edel is daar die donker magte wat absoluut toegewyd is om ons te vernietig en tot niks te laat gaan nie. Donald Trump veg 'n opdraande stryd in Amerika en in die res van die wêreld. Maar dit wat hy doen, gaan alles rondom hierdie aangeleenthede. Maar dit is baie groter as Epstein-eiland. Dit is die Britse elitisme wat uiteindelik moet val. En dit gaan nie te gou gebeur nie. Maar ons sien die ontrafelings wat plaasvind. Dat se selfs wat is daai Prins William van Brittanje en sy vrou Kate nou ook gesê het dat hulle is baie bekommerd oor wat in die Epstein Files na vore kom. Want dit kan die einde van Brittanje se huidige leiersgroep wees. Wat sal die uitwerking uiteindelik op Suid-Afrika wees? En daaroor kan ons net wonder. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, geniet die naweek en ek praat weer met julle maandagooggend.